Watter een van die volgende verteenwoordig 'n suiwer stof? Wel, 'n koppie tee, daar's water, daar's teeblare of een of ander tee-ekstrak, so dit is 'n mengsel, oor tyd sal dit seker 'n homogene mengsel wees. Soutwater, ons het natriumkloried wat opgelos is in water, so ook in hierdie geval het ons 'n homogene mengsel. En dan brons. Brons is 'n allooi en dit bestaan uit koper en tin, so dit is ook nie 'n suiwer stof nie. Wat ons dan bring by die korrekte antwoord, suurstof. Suurstof is 'n suiwer stof, want suurstof is 'n element, en of ons nou verwys na die suurstofatoom, of suurstofgas, soos wat dit voorkom in die natuur, of osoon, al drie hierdie is voorbeelde van suiwer stowwe, want dit val onder die kategorie van 'n element. 'n Element bestaan uit slegs een soort atoom, en dis hoekom suurstof 'n suiwer stof is. By kamertemperatuur sal die watermolekules in 'n beker water, wel kom ons begin met D. Dit kan nie geen spoed hê nie. Hierdie is slegs moontlik as ons by absolute nul is, met ander woorde 0 Kelvin of minus 273,15 grade Celsius. Kamertemperatuur, dit is 25 grade Celsius. So C is ook verkeerd, 'n temperatuur van 70 grade Celsius hê. Dit laat ons dan met A of B. Het hierdie deeltjies, hierdie molekules dieselfde spoed of nie dieselfde spoed nie? En die antwoord is, hulle het nie dieselfde spoed nie. Water is 'n vloeistof by kamertemperatuur, daar's voortdurende bewegings, daar's voortdurend botsings wat plaasvind, en dit lei daartoe dat hierdie watermolekules teen verskillende spoed beweeg. Met ander woorde, A is verkeerd en B is die korrekte antwoord. 'n Verbinding is saamgestel uit twee ione, A3+ en B2-. 'n Moontlike formule vir die verbinding sal wat wees? Nou, wat ons doen in so 'n geval is, ons skryf A3+ en B2-. En dan vra ek myself af, plus 3 min 2 gee vir my plus 1. En dit is nie gelyk aan 0 nie. As dit gelyk is aan 0, dan weet ek my verhouding is 1 tot 1. So as dit plus 3 en 3 minus was, dan sou die formule AB gewees het. Maar nou is dit nie gelyk aan 0 nie. So wat ek dan doen is, Wakanda forever, ek kruis. So ek gaan dan en sê A, en dan kruis ek, met ander woorde, ek sit die 2 van die B daarso, en dan B, ek kruis, ek sit dan die 3 daar. So die korrekte antwoord is C, A2B3. 'n Stof wat hitte baie goed gelei, is 'n termiese geleier. Nou as jy dink aan termiese geleiers, dink aan koper, dink aan aluminium, dink aan yster. Nou, elektriese isoleerder, dit het niks met hitte uit te waai nie. Hier dink ons aan hout, plastiek, rubber. Dan elektriese geleier, ook nie die korrekte antwoord nie, alhoewel baie stowwe is beide termiese geleiers en elektriese geleiers. Een van die beste voorbeelde daarvan is koper. Koper is beide 'n goeie termiese geleier en 'n elektriese geleier. Maar dan is daar natuurlik ook uitsonderings. Daar is byvoorbeeld diamant. Diamant is 'n uitstekende termiese geleier, maar nie 'n elektriese geleier nie, of silikon. En dan het ons laastens ook termiese isoleerder, wat baie ooreenstem met die elektriese isoleerders, maar hierdie vraag het gegaan oor hitte, en die woord termies moes jy dan lei na opsie A. Die diagram stel die afbaldiagram van 'n atoom van 'n element voor. So kom ons tel die aantal elektrone, en ek gaan dit tel in die volgorde wat die afbaldiagram gevul sal word. So daar is elektron 1, 2, 3, 4, en dan volg ons natuurlik Hund se reël, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
en daar is elektron nommer 11. So ons het 11 elektrone, dis belangrik vir hierdie vraag, en ons gaan nou soek na 'n element met 11 elektrone, en belangrik, as 'n element 11 elektrone het, gaan dit ook 11 protone hê, so ons soek 'n element met die atoomgetal van 11. En dit is natuurlik natrium met 11 protone en 11 elektrone. Ons sien ook, dit is in groep 1, die alkali metale, en omdat dit in groep 1 is, het dit 1 valens elektron. Watter een van die volgende verteenwoordig die element en die getal valens elektrone korrek volgens die afbaldiagram? Nou ons het reeds bepaal, daar is 11 elektrone, 11 protone, atoomgetal is 11, met ander woorde dit is natrium, en dan spesifiek, dit is in groep 1, en ons kan dit ook hier sien, die hoeveelheid elektrone in die hoogste orbitaal, wat in hierdie geval orbitaal nommer 3 is, daar is 1 valens elektron, so die korrekte antwoord is A. Die faseverandering direk vanaf 'n vaste stof na 'n gas, dit is natuurlik sublimasie. Van die faseveranderings is dit gewoonlik die een wat die slegste onthou word, en die beste voorbeeld van sublimasie is droë ys, wat koolstofdioksied as vaste stof is, wat direk oorgaan na die gasfase toe. Sublimasie. Beskou die volgende atoom. Watter een verteenwoordig 'n isotoop van die gegewe atoom? Nou kom ons kyk. Ons sien ons atoomgetal is 12, met ander woorde, daar is 12 protone en daar gaan 12 elektrone wees. En ons sien ook die massagetal is 24, so 24 minus 12 is gelyk aan 12 neutrone. Nou wat is 'n isotoop? Dit is 'n element wat dieselfde atoomgetal het, met ander woorde dieselfde aantal protone, in hierdie geval 12, maar 'n verskillende hoeveelheid neutrone. Goed, so ons weet vir 'n feit, daar moet 'n 12 wees, en in hierdie geval is dit B, want B het 12 protone en gevolglik 12 elektrone, maar 26 minus 12 is gelyk aan 14 neutrone. So hierdie is een isotoop van magnesium, en hierdie is 'n ander isotoop van magnesium. In watter van die volgende verbindings sal kovalente bindings tussen die deeltjies aangetref word? As ons kyk na A, tafelsout, natriumkloried, dan weet ons, dit is 'n binding tussen natriumkatione, met ander woorde positiewe ione, en kloriedanione, met ander woorde negatiewe ione. 'n Metaal en 'n nie-metaal, hierdie is 'n ioniese binding, so dit is nie A nie. Dan water, H2O, nie-metaal en nie-metaal. In hierdie geval bind hulle kovalent. Die valens elektrone word gedeel tussen 2 of meer atome. Kaliumfluoried is Kf, weer eens kaliumkatione en fluoriedanione. 'n Metaal en 'n nie-metaal. Hierdie is 'n ioniese binding. En dan kook, Hg, dis 'n metaal, een van slegs 2 elemente wat by kamertemperatuur 'n vloeistof is, die ander een is natuurlik broom, maar kook het metaalbindings, want kook behoort tot die metaalgroep.